Goeiemôre. Gaan dit goed? Gaan dit goed? Great. Daar het iemand baie mooi gesê. Ja, ek is bly dit gaan goed. Ouens, as julle my net kan help om my presentation hier, daar's hy, baie dankie. Dit is my so voorreg om met jou te praat en ek is so opgewonde oor vanoggend se woord en ek hoop jy is ook. Ek hoop jou hart is oop en jy's reg en dankie worship team. Ek dink julle doen so amazing net om ons harte op daai plek te kry. So ek wil jou vra om so lank oop te maak by Johannes 17. Ons gaan vandag so rukkie in Johannes 17 spandeer. Johannes 17, die laaste gedeelte van vers 20 af. Terwyl jy daar kom en ek wil jou regtig vra om jou Bybel oop te maak, so belangrik dat jy engage met hierdie skrif. Maar terwyl jy daai stuk kry, wil ek jou gou vertel van 'n groep vriende wat ek het. Ek het 'n groep vriende, ons noem onsself The Breakfast Club. Ons noem onsself The Breakfast Club. So die laaste donderdag van elke maand ry ons almal na 'n sentrale punt toe, vroeg die oggend, en ons eet ontbyt saam. Nou, dit was altyd 'n groep vriende van my in Alberton waar ons vandaan kom. Ons het daar gebly en dit is hulle bly almal daar en nou kry ons mekaar so half in die middel. Maar toe ek daar was, het ek 1 week gemis. Ek het 1 week het ek iets anders aangegaat. Ek kon nie Breakfast Club bywoon nie. Ek laat weer die ouens, sorry ouens, ek kan dit nie maak vanoggend nie. Volgende oomblik sien ek net dat my van die groep afgehaal. Dit is net ek's van die WhatsApp groep af. Rikus has removed you. En ek is so half, nou wat nou? En ek sê niks, ek aanvaar, dis okay, ek aanvaar dis 'n grappie. En die volgende donderdag kom en daai oggend sit hulle my terug op die groep en hulle sê, Kobus, waar's jy? En ek ry vinnig deur en ek kom daar en is lekker en ons sit en ons eet ontbyt. En toe eet ek klaar is, toe stoot die ouens hulle borde so voor en toe sê hulle Kobus, die eintlike rede hoekom ons jou hier het vandag, wil ons net gou met jou praat. Ons wil gou ernstige gesprekke hê met jou. Nou, dit was 'n grappie geweest. Hulle het net gegrap dat ek 1 keer gemis het en nou moet hulle my uitkry. Maar was jy ooit in so ete geweest? Waar hulle stoot so half die borde weg en hulle sê, okay, ons moet ernstig praat. Die ete is nie net vir die ete nie, ons moet gou chat oor iets. Was jy al in so ete? Jesus het so tipe iets gedoen in Johannes 17. Die hele Johannes 13 tot 17 is eintlik ons wat kan inkyk in die laaste aandete wat Jesus met sy disippels het. En ons kan kyk wat gebeur daar, en vir hierdie hoofstukke kom as ek die Engels kan gebruik, kom drop Jesus 'n klomp feite. Hy kom drop 'n klomp wysheid en 'n klomp inligting op die ouens, net om jou 'n idee te gee, en ek wil hê jy moet gou jouself inleef. Imagine jouself, jy's een van die 12 apostels, wel op hierdie stadium 11, Judas is klaar uit om Jesus te verraai. So daar's 11 ouens om die tafel, Jesus sit op die hoof van die tafel, en hy stoot sy bord so weg, hy het nou net klaar geëet, en hy doen hierdie. Nou, voordat hy dit doen, gebeur 'n klomp baie drastiese goeters. Nou, hy begin deur eintlik die ouens se voete te was. Hy begin die hele ete. Voordat hulle eet, was hy die ouens se voete. Hy trek 'n voorskoot aan en hy was die ouens se voete. Nie net dit nie, hy sê vir hulle, luister ouens, hier in julle midde sit daar iemand wat my gaan verraai. In julle midde sit daar iemand wat teen my gaan draai, en hulle kan nie imagine wie dit is nie, en Jesus sê eintlik in soveel woorde, Judas, jy kan nou maar gaan. Jy kan nou maar gaan om die ding te gaan doen wat klaar in jou hart geplant is. Nie net dit nie, hy sê vir die ouens, julle weet daai 10 gebooie wat vir julle so belangrik is? Ja, okay, vergeet van hulle, hier's vir julle 'n nuwe een. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Groot feite wat Jesus drop, né? Nie net dit nie, hy sê, as julle by die Vader wil kom, is daar een manier. En hy gee vir hulle die wysheid oor, hoe kom jy by die Vader? En hy sê, ek is die enigste weg. Hy sê dit alles in hierdie laaste aandete. Na dit sê hy ook, ouens, ek gaan doodgaan. Hy sê dit in soveel woorde, ons is hier sodat ek kan sterf. En wanneer ek gesterf het, gaan die wêreld julle haat. Groot feite. Kan julle die prentjie sien? Stoor die bord weg. En hy sê, manne, ons moet gou praat. En hy drop al hierdie verskriklike belangrike goed. Laastens sê hy vir hulle, ouens, ek gaan weggaan. Ek is julle leier en ek berei julle nou 3 jaar voor vir hierdie, maar ek gaan weggaan. Dis 'n gewigtige oomblik. Dis 'n gewigtige aandete. En dan op die einde van die aandete, kan ons net sien hoe Jesus sy oë oplig. En die Bybel sê, he lifted his eyes to heaven. So imagine hierdie prentjie, Jesus praat met die manne, hy's hier by hulle, hy praat met hulle, hy kyk hulle in die oë. En die volgende oomblik kyk hy weg en hy kyk op en hy sê, Vader. En hy begin bid. In die teenwoordigheid van sy 11 apostels, begin hy bid. En Johannes, kan ek net imagine, ruk sy tablet uit en hy begin skryf, want hy sê, hierdie is belangrik. En Johannes vang vas die gebed van Christus, die laaste gebed wat Christus doen, voordat hy Getsemane toe gaan, om na die kruis toe te gaan. Dis 'n ongelooflike belangrike gebed, en daai gebed is in 3 dele gedeel. Corneille het ons gehelp met week 1 en week 2 het ons gepraat oor Jesus wat vir homself bid.
En dis in die eerste gedeelte van Johannes 17. En toe laasweek toe kyk ons na hoe hy vir sy disippels, die 11 apostels wat voor hom sit, hy bid vir hulle. En ons het gesien dat dis belangrik dat ons inkyk in daai twee gebeure in, want wat ook al van toepassing is op hulle, is van toepassing op ons. En dan beweeg Jesus in vers 20. En hy begin bid vir jou. Hy begin bid vir jou wat vanoggend hier sit. Het jy dit geweet? Hy bid vir jou. So maak gou vir my oop daar, Johannes 17 vers 20. Ek het opsetlik nie hierdie op die skerm gesit nie, want ek wil hê jy moet self daarmee kyk. So as jy jou Bybel gou kan uitkry, as jy nou nie vir my geluister het nie, luister nou vir my. Al gou jou Bybel uit, geen skaamte, geen skuld, geen seer, moenie worry nie. Al gou uit jou Bybel. As jy nie 'n Bybel by jou het nie, kyk eerder by jou buurman of jy maak jou oë toe. Ek gaan dit nou lees en luister mooi saam. Ek wil regtig hê jy moet hierdie vang. Jy moet dit snap. OK, Johannes 17 vanaf vers 20. Johannes 17 vanaf vers 20. Kom ons lees. Jesus praat, hy bid, hy sê, ek bid egter nie net vir hulle nie, die 11 apostels, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees. Net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u vir my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees. Net soos wat ons een is. Ek in hulle, u in my, sodat hulle volkome een kan wees. Sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet, net soos u my liefhet. Vers 24. Vader, ek wil graag hê daar waar ek is, hulle u vir my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u vir my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u. En hulle hier, wat u vir my gestuur het, ek het u naam aan hulle bekend gemaak. En ek sal dit verder bekend maak, sodat hulle die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ook ek in hulle. Wat 'n gewigtige gebed. Nou nommer 1, hoor jy dat hy vir jou bid? Hy sê, Vader, ek bid nie net vir hierdie 11 ouens wat voor my sit nie, maar hierdie 11 ouens gaan 'n klomp goeders nou gaan doen. En uit die aksies van hierdie 11 ouens gaan 'n kerk gebore word. En uit hierdie kerk het gaan al mense in die kerk inkom wat glo in my. En Vader, ek bid vir hulle ook. Christus in die laaste gebed wat hy doen, bid hy vir jou. Ek kan daar stop en ons kan worship band, julle kan my join, ek joke, maar ons kan daar stop. Net die feit dat Jesus, die seun van God, die skepper van die heelal, 'n oomblik vat om aan jou te dink en te bid dat jy in hom sal wees en dat jy sy liefde sal ervaar. Wat 'n gedagte. Ons kan letterlik daar stop, maar ons gaan nie, want ek het soos wat ek voorberei het ek in 'n redelike, wat noem mense dit, 'n rabbit hole ingegaan. Jy weet as jy op YouTube gaan en jy kry een kat video en nog 'n kat video en nog 'n kat en dan so een met verskillende diere en dan fizzle jy en op 'n stadium dan kyk jy hoe sit daar 'n kat op 'n traffic cone besig om te juggle. Ek weet nie wat dit is nie. Ek het nie daai video gekyk, jy het. Ek het in 'n baie groot rabbit trail ingegaan oor hierdie konsep, maar kom ek probeer dit maklik maak. Ek gaan nie julle verveel met vervelige dokumente en goeders waar ek uitgekom het nie. Ek wil vir julle die essensie gee. Die essensie van waaroor Jesus bid is 3 dinge. Nommer 1, hy bid vir eenheid. Nommer 2, hy bid vir insluiting en nommer 3, hy bid vir verhouding. Dis die 3 goeders waaroor ons vanoggend gaan praat. So kom ons begin by insluiting. Ons begin in vers 21. Vers 21 sê die volgende, daar's hy. Hy sê, ek bid dat hulle almal een mag wees. Highlight 1, omkring vir my 1. Dat hulle almal een mag wees. Net soos u Vader in my is ek in u. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En soos ek gesê het, ek het 'n deep dive gevat. Ek het diep in die woord ingegaan en veral daai woordjie een is fascinerend. Dit is baie fascinerend. Nou weet jy, ek gaan nie verveel met die details nie, maar hierdie is wat jy moet weet. In die Griekse taal praat woorde met mekaar. So 'n woord se betekenis kan verskil deur net die einde van daai woord te verander. En die plek waar daai woord val in die sinskonstruksie van die sin verander gebaseer op die einde van die woord. Nie net dit nie, dat woorde kan geheg word aan mekaar deur dieselfde einde te hê. So as die 2 woorde dieselfde einde het, dan weet jy hierdie woord verwys na hierdie woord. Die fascinerende ding oor die woord een hier, ek bid dat hulle mag een wees, is die woord heg nie aan enige ander woord in daai sin nie. Hy heg nie met enige ander woord nie. Die sinskonstruksie maak eintlik nie sin nie. En Johannes is briljant hierso. Wat Johannes doen hier is fascinerend en briljant, want wat hy doen is hy maak 'n stelling.
Hy bid nie dat hulle sal een wees in telling nie. Hy bid nie dat hulle een ding sal wees nie, maar dat hulle een sal wees in konsep, in filosofie. Dat hulle een sal wees in hoe hulle kyk na mekaar, dat hulle een sal wees, nie net een kerk nie, maar eenheid, dat hulle eenheid sal hê met mekaar. Hy praat nie met 'n ander woord nie, soos eintlik 'n teologiese stelling en die tema is hierdie. Die Vader bid dat ons 'n diep aanhoudende geestelike verhouding sal hê met God en met mense. Dis die stelling wat hy maak, 'n diep aanhoudende vereenselwing of eenheid met die Vader. Nou, weer eens, ek gaan nie te diep in hom ingaan nie, maar hou net daai vas vir my. Kan jy dit doen vir my? Sit net 'n pennetjie in hom, ons gaan nou terugkom na hom toe, alright. Die ding is, hy praat nie net van verhouding met God hierson nie. Hy praat van eenheid tussen God se mense. Hy praat van die kerk hierso. Hy praat van jou en my, die mense wat tot geloof sal kom, onthou, van wat die apostels sou doen na Jesus sou doodgaan. Hy praat van die kerk en hy praat van ons almal wat hier vanoggend sit. Nou die beautiful ding van kerk is, waar anders in die wêreld kry jy 'n organisasie waar mense van so verskillende agtergronde en opbrengs en kultuur en tradisie en gewoonte en hobbies en goeders bymekaar kom. Dink daaraan. Waar in die wêreld kry jy mense van verskillende klasse wat saamkom en een ding doen? Die kerk is spesiaal in die feit dat ons almal anders is. Kyk gou om jou. Kyk gou om jou. Jy mag maar. Kyk gou om jou. Kyk na die mense wat jy nie ken nie. Kan ek gou jou brein breek? Hulle hou nie van dieselfde goed as wat jy doen nie. Daai ou drink niks suiker in sy koffie nie, jy doen. Daai hou van metal musiek, ek kyk vir geen van julle nie, moenie worry nie. Daai hou van metal musiek, jy hou van jazz. Jy hou van die klank hard in die kerk en jy doen nie. Jy hou van die ligte wat ons het en jy doen dalk nie. Jy hou van daai liedjie en ek doen nie. Ek hou van steak, jy hou van hoender, dis okay, ons bid vir jou na die tyd. Jy hou van hierdie, ek hou van daai, en ons het al die verskillende smake en verskillende kulture, en nie net dit nie, ek het baie anders groot geword as jy, ek kan dit sê, almal van julle. Ek het baie anders groot geword, want my ouers het waardes in my gesit, wat dalk jou ouers nie in jou gesit het nie. En jou ouers het goed in jou gesit, wat dalk nie in my is nie. Ons almal kom uit hierdie verskillende agtergronde uit, en ek bedoel, ons sit in Johannesburg, wat hierdie hub is van mense. Vra 'n bietjie vir mense, waar kom hulle vandaan? Daar's van julle wat hier gebore is, en jou ouers en jou oupa en jou almal van Jan van Riebeeck toe hulle aangekom het, het direk Johannesburg toe gery en jou hier kom sit. Maar ons meeste van ons kom van baie verskeie plekke af, met verskillende kulture in daai stad. Ek praat in die week met iemand en ek is maandag, dinsdag, woensdag in Pretoria gewees vir 'n konferensie en wat my opval is die groot kultuurverskil net tussen hier en Pretoria. 1 uur se ry, hier's mense wat saamstem. Groot kultuurverskil. En dan ry jy 'n halfuur aan die ander kant toe na Johannesburg Suid waar ek vandaan kom, dan is dit ook 'n groot kultuurverskil. En ons almal kom uit hierdie verskillende plekke uit, maar tog sit ons vanoggend hier. En ons vergader om een naam. En ons aanbid een naam en ons doen een ding saam. En ons is een. Waar anders in die wêreld kry ons dit? Ek dink partykeer wel mis ons dit 'n bietjie. Paulus skryf later, ek kan net imagine, hy het hierdie in gedagte gehad, Jesus se wens dat sy kerk sal een wees. En hy skryf in sy brief aan die Efesiërs, skryf hy oor die effek wat die koninkryk sal hê op hulle. En hy skryf hierdie in Efesiërs 2 vers 13 tot 14. Hy sê, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God geleef het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, en hoor van wie praat hy hier, Jode en nie Jode gemaak het, belangrik, hy het beide gemaak. Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het, deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Hier is die stelling. Ek wil hê jy moet hierdie hoor. God haat skeiding. God haat verdeeldheid. God hou niks van rasisme nie. God hou niks van kerke wat stry oor teologie nie. God hou niks van my en jou wat nie oor die weg kan kom nie, omdat ons nie dieselfde smaak het nie. Jesus se droom en die ding waarvoor hy eerste bid, as hy bid vir sy disippels en bid vir die mense wat kom uit sy disippels se lering uit, is hy bid vir eenheid. Hy bid vir vereenselwing.
Hy bid dat ons oor die weg sal kom met mekaar ten spyte van ons verskille. Weet jy, dis die beauty van wat vanoggend gebeur. Verskillende agtergronde, verskillende smaak, maar ons is broers in Christus hier met een doel, om ons Vader, ons koning te aanbid. Dit is kerk. Ons in die week praat ons ook en Corneille sê 'n beautiful ding. Hy sê die ou wat langs Jesus gehang het, is nie gedoop nie, hy is in die hemel. Maar hoeveel kerke het al geskei oor nee, maar julle wil groot doop en ons wil klein doop. Nee, maar julle wil in tale bid en ons glo nie heeltemal daarin nie. Julle wil hierdie doen en ons doen dit nie so nie. So, okay, kom ons praat 2 kerke, ons doen dit so, julle doen dit so. En ek bedoel dis deel van ons geskiedenis in Suid-Afrika, van die wêreld, nê. Nee. En kom ek sê net hierdie as 'n kantnoot, dat daar's niks fout met die kerk kry waar jy inpas nie. Daar's niks fout met die kerk kry waar jy gemaklik aanbid nie. Maar as verskille in ons dogma en ons teologie gaan veroorsaak dat ons uitmekaar uitgaan, dat huishoudings skeer, dan dink ek ons mis die punt. Dit was nie Christus se wens vir ons nie. Nou hier's 'n beautiful ding wat besig is om te gebeur in ons land. As kerke besef, wow, ons het dieselfde meester. Kerke besef en mense besef, wow, ons almal aanbid hierdie selfde ou. En sy naam word dieselfde gespel, Jesus. En ons almal glo dat hy dood gegaan het en opgestaan het uit die dood uit en daarom kan ons saamwerk. En daarom is dit vir my so cool, oor volgende week Sondag het ons hierdie event. En ek wil hom gou-gou bemark, want ek wil regtig jou uitdaag om by hom te wees. Want dis wat hier gebeur. Kerke van verskillende denominasies, wat nagmaal verskillend doen, wat doop verskillend doen, wat verskillend preek en verskillende style, hulle worship lyk drasties anders. Kom saam en vergader om hierdie een event, hierdie een gebeurtenis, Jesus Christus wat weer asem gehaal het na 3 dae in die graf. Ons kom vergader om daai realiteit, die realiteit van ons geloof. Ons koning leef. En ons vergader om dit. Wat 'n mooi prentjie. Ek dink as Jesus kyk na kerke wat saamkom en saam aanbid, smile hy. Ek dink hy love dit. God haat verdeeldheid. Hy's mal oor eenheid. Dis waarvoor hy gebid het. Dit is sy begeerte. So ek wil jou regtig uitdaag. Kom ons wees prakties hiermee. Dit gaan nie teologie wees nie. Kan ek jou vra? Al is jy ongemaklik met hoe die worship gaan klink en nie hulle doen 'n great job, hoor ek. Al is jy ongemaklik met ander denominasies se styl van aanbidding, dis nie hoekom ons dit doen nie. Ons is daar nie vir hulle nie, maar vir Jesus. Ons hierdie ou grappie van 'n ou wat in die kerk sit en hy's vreeslik gepla in die aanbidding. Nou skus as jy vanoggend is, moenie worry nie, kom praat met my na die tyd. Ons ou hy's vreeslik gepla oor die worship. Dit was te hard vir hom en die ligte was distracting en hy kon nie mooi hoor wat hulle sê nie. En hy stap na die tyd na die pastoor toe en hy sê, pastoor, die worship was horrible vanoggend geweest. En die pastoor draai om en hy sê, ag, ek vra groot om verskoning, ons het nie jou aanbid nie. Kan ons smaak op sy sit? Kan ons voorkeur op sy sit? Om eenheid te beleef. So ek wil jou net uitdaag om hierdie by te woon. Die eerste ding waarvoor hy bid is eenheid in sy kerk. Dis waarvoor Jesus heel eerste bid. Tweede wil ek jou gou vat na vers 21 tot 23 toe. Kom ons lees gou weer. Ons nou net 21 gelees. Kom ek lees hom weer. Ek bid dat hulle almal mag een wees. En nou wil ek die fokus op daai volgende gedeelte plaas. Net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees sodat die wêreld kan glo u my gestuur het. Dan gaan hy aan vers 22. Die heerlikheid wat u my gegee het ek ook aan hulle gegee sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle in my sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet soos u my liefhet. Nou, ek het 'n vinnige verduideliking om hierdie skrif te verduidelik, is hierdie die heel maklikste manier om dit te doen. Okay. So daar is die Vader en die Gees. Gee my 'n kans. Hoekom ek hierdie doen? Jesus op hierdie stadium is nie by die Vader en die Gees nie, hy is op aarde, nê? Hy sê later in hierdie gebed sê hy, Vader, ek kom nou na u toe. Wat beteken hy is nie tans daar nie? Kan ons net sê hulle saamstem met my? Okay, great. Fantastic. So dis die Vader en die Gees wat in die hemel saam is. Christus sit by sy disippels en hierso's jy. Ek is goed met kuns, julle. Ek is great met kuns. Daar's jy. Okay, so kom ons lees gou weer die skrif. Kom ons verder kom. Ek bid Vader dat hulle sal een wees, net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees. Sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Dan sê hy hierdie, die heerlikheid, wag, hou vas, nou moet ek hierdie reg omkry. Die heerlikheid wat u my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle kan een wees, net soos ons een is. Sien julle wat ek bedoel? Dan sê hy hierdie, ek in hulle
en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het. Nou hierdie is 'n onperfekte metafoor, want jy kan nog steeds sien is 3 koppies. So imagine is 1, net help my hierso. Dis 1 koppie. Die gedagte is die eenheid wat Jesus deel met die Vader wil hy jou innooi. Hy wil jou inkry in hom. Weer eens, ek het op hierdie verskriklike rabbit hole gegaan en hierdie vreeslike diep studie gedoen en ek kom op hierdie een dokument af van Athanasius wat briewe geskryf het teen die Arian wanleer en hy skryf eintlik oor die godheid van Jesus. Hy sê hy maak hierdie conclusion dat Christus is God. Hy deel deity met God. En hy sê hierdie, we're not consubstantial with God by nature, but by grace through sharing in the Spirit. Nou daai woord consubstantial is dalk confusing, dis baie maklik. Con beteken met en substantia beteken of essence. So ons is van dieselfde stof gemaak as God, nie deur ons natuur nie deur net hoe ons gemaak is nie, maar deur genade. Hier's wat jy moet hoor. Eenheid met die drie-eenigheid. Wat jy tot ingenooi is, en dalk is dit vir jou 'n verrassing vanoggend. Jy is genooi om eenheid te beleef met die drie-enige God. Is deur genade, dis nie vanselfsprekend nie. Jesus se begeerte in hierdie gebed is dat jy eenheid sal beleef, nie net met mense nie, maar met hom. Dieselfde tipe verhouding wat hy het met die Vader, trek hy jou in, perfekte eenheid. Ons het nie tyd ons kan 'n hele preekreeks doen net oor die drie-eenigheid. Dis 'n incredible topic en gaan lees daaroor, dis amazing. Maar die realiteit is, God is in hierdie perfekte verhouding, geen skeiding. Hy's 3, maar hy's 1 en hulle beweeg apart, maar hulle doen nie en is hierdie baie confusing ding en die wiskunde maak nie sin nie. Die eenheid is so sterk dat maak nie saak of hulle apart is nie, hulle saam en as hulle saam is hulle apart en weer eens die wiskunde maak glad nie sin nie. Maar daai tipe eenheid roep Jesus ons in. Dis sy begeerte. Hy sê Vader, net soos wat ek in U is, mag hulle in my wees en U in my, dat ons kan een wees. Die prentjie hier is dat jy ingesluit is in die drie-eenigheid van God. Jy sê gelyk aan nie, hoor wat ek sê, we're not consubstantial by nature, but by grace. Dis 'n gawe. Dis 'n gawe wat Jesus vir jou gee, dat jy geen skeiding kan beleef tussen jou en die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie. Hy stort sy heerlikheid wat die Vader vir hom gegee het in jou in, sodat jy hom kan beleef hier. Nie daar buite nie. Nie deur 'n ondervinding of emosionele belewenis nie, maar in die binneste van wie jy is, kan jy God in sy volheid beleef. Want hy het sy heerlikheid in jou geplaas. Nou, hierdie vat ons terug na ons vorige reeks toe. Wat Corneille weer eens so briljant vir ons, onthou julle die brownie bottel. Hy het 'n brownie bottel hiervoor gehad, 'n glasbottel, en hy het gesê die inhoud van die bottel is wie God is. Al die eienskappe van God is die ingredients van die brownies wat in hierdie bottel is. Christus is die bottel. Hy is die houer van die heerlikheid van God. Hebreërs 1 sê hy is die presiese uitskynsel van die heerlikheid van God. Hy is die sigbare deel van God se heiligheid. Hy is die deel van God wat ons kan ken en verstaan en leer ken. En dan sê Jesus hier, die heerlikheid wat hy vir my gegee het, gee ek vir hulle. Wat 'n statement. Wat 'n stelling om te sê dat presies wat Jesus deurgegaan het toe die Vader die heerlikheid in hom plaas, wil hy nou vir jou gee. Jonathan Edwards sê die Heilige Gees was nou moet ek dit reg kry. Die Seun was die gawe vir die Vader en die Vader het sy Seun vir die wêreld gegee en die Heilige Gees skep geboorte aan die kerk om vir Jesus weer 'n gawe te gee. Dis hierdie weer eens die wiskunde maak nie sin nie, maar dis hierdie konstante eer mekaar en gee vir mekaar. En hy gee sy Heilige Gees vir jou om dit te beleef, om daai tipe eenheid te beleef. Dis eintlik amazing. Dis eintlik ondenkbaar as jy dink aan die kontras. Dink gou daaraan. Dink net aan die kontras van hierdie situasie. Jesus, God van die heelal, hy wat daar was in die begin toe die sterre gemaak is, die werk van die skepping is in sy hande geplaas, deur die woord word geskep, Jesus is die woord, hy maak die volle skepping, hy maak jou, en dan nooi hy jou in. Jy wat sukkel met die ding waarmee jy sukkel. Jy wat nie kan ophou met daai ding wat jy weet jy moet ophou nie.
Jy wat 'n kortie meer het, jy wat dalk 'n drinkprobleem het, jy wat dalk sukkel met jou verhouding met jou vrou, jy wat dalk sukkel om 'n ouer te wees aan jou kinders. Die God van die heelal sê hy wil vir jou sy heerlikheid gee sodat jy kan een wees met hom en die Vader en die Heilige Gees. Wat 'n stelling. Wat 'n stelling. Hoor wat sê hy in vers 26. Want hier's waar in die Engels where the rubber meets the road. Hier's waar dit reël raak vir my en jou. Hier's waar dit prakties raak vir my en jou. Jesus sê hierdie, ek het u naam aan hulle bekend gemaak. Wees hy bid vir jou hierso. Praat nog steeds van jou. Ek sal dit verder bekend maak sodat die liefde wat u aan my bewys het in hulle kan wees en ek ook in hulle. Hier's 'n belofte. En Joe, kan ek julle ouens vra om my te kom help? Hier's 'n belofte wat Jesus maak. Ek sê altyd as die seun van God 'n belofte maak, dan beter jy luister. As Jesus sê ek beloof, dan is dit 'n goeie idee om gou te luister wat hy beloof, want dit het 'n impak op jou. En hier is die implikasie op jou lewe van alles wat ek nou net gesê het. Dit is dalk baie filosofies en teologies geweest. Kom ons raak prakties. Kom ons sit 'n bietjie handvatsels aan hierdie ding. Die belofte wat hy hier maak baie duidelik is dat hy sal aanhou om die naam bekend te maak. Hy sal aanhou om die Vader se naam bekend te maak aan die disippels en aan jou en my. Hy het dit klaar gedoen en hy gaan dit aanhou doen. Hier is die implikasie vir my en jou. Die implikasie van Jesus se belofte dat jy sy naam meer en meer en meer sal beleef, is dat 'n verhouding met Jesus kan nie stil staan nie. 'n Verhouding met Christus kan nie groei nie. 'n Verhouding met Christus sal altyd 'n opwaartse kurwe wees. Hoekom? Want hy beloof, ek sal aanhou om dit bekend te maak. Ek sê altyd hierdie van kerk. Hoekom tel ons mense? Want iets wat groei is gesond. 'n Plant wat nie groei nie is wat? Dood, dankie. 'n Plant wat nie groei nie is eerder baie siek of besig om dood te gaan. 'n Plant wat groei is gesond. Dieselfde is waar van 'n kerk, dieselfde is waar van jou verhouding met jou man, met jou vrou, met jou kinders. 'n Verhouding wat nie groei nie is nie gesond nie. En dieselfde is waar van jou verhouding met God. As jou verhouding met God stil staan, wil ek vir jou sê, die belofte van Jesus is nie besig om waar te word in jou lewe nie. Dit kan nie gebeur nie. Want hy het gesê, ek sal dit verder bekend maak. Dis 'n belofte wat hy maak. Ek sal dit verder bekend maak. Hoe gebeur dit? Hoe gaan hy sy naam bekend maak? En dis waar die beauty van vandag se boodskap kom. Want direk na hierdie, nadat hy amen sê, staan hy op en sy apostels staan saam met hom op en hulle beweeg uit oor die Kidron Vallei in die tuin van Getsemane. En die passie van Jesus begin. Die laaste paar dae van Jesus se lewe begin. Hy gaan en hy weer eens begin bid in die tuin. En hy's daar en die wagte kom, Judas kom en hy soen hom op die wang. Dis die een vat hom en die soldate kom en hulle vat hom weg. Hulle vat hom na die Fariseërs toe wat hom vervolg en hom aankla van 'n klomp dinge. Hulle vind hom skuldig, hulle vat hom na Pilatus wat die regerder is van daai tyd. Hulle vat hom soontoe. Pilatus ondervraag hom, vind niks fout met hom en vra vir die mense, wat wil julle hê moet ek met hom doen? Hulle sê ek kruisig hom. Pilatus wil so of hulle terughou en hy sê nee, maar daar's niks skuld in hierdie man nie. Ek kan hom nie doodmaak nie. So hy laat hom gesel. Wat 'n baie rowwe straf was in daai tyd. Maak hom aan 'n paal vas en met 'n sweep met 5 stertjies waar aan die einde stukkies been en glas is, slaan hulle hom soveel so dat hy nie meer kenbare mens is nie. Nadat sê hulle vir hom, vat hierdie balk, sit dit op jou skouers, dra dit uit na hierdie berg toe. Op die berg sit hulle en hulle sit hom op 'n kruis. En die seun van God, die skepper van die heelal, gaan dood. En Johannes, wat hierdie brief skryf, staan daar by die kruis. Van die laaste woorde wat Jesus sê, hy kyk na Johannes, hy kyk vir sy ma en hy sê, kyk na my ma. Johannes, jy wat hierdie brief gaan skryf, kyk na my ma asseblief. Ek is besig om dood te gaan, kyk na my ma. Johannes staan daar en hy sien hoe die Messias doodgaan. En ek kan net imagine hy dink, nou wat nou? Toe Jesus sy laaste asem uitblaas, dink hy, nou wat nou?
Hy het gisterand gesê, hy het die Vader se naam aan ons bekend gemaak en hy sal aanhou om dit te doen, maar hoe nou? Wat nou gemaak? En ons almal ken die storie, volgende week is Paasfees en ons gaan mooi lekker diep in hierdie induik. Ons weet almal wat gebeur, Jesus gaan dood en 3 dae later staan hy op uit die dood uit, wat amazing, is eintlik verkeerd dat ek net dit in 'n sin sê, maar hy staan op uit die dood uit en hy verskyn weer aan hierdie 11 ouens in 'n bokkamer en hy sê hierdie vir hulle, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, en hier is die belangrike deel, hier is hoe hy gaan aanhou om die Vader se naam bekend te maak. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle, en hy sê, ontvang die Heilige Gees, ontvang die Heilige Gees. Hierdie ouens kry die Heilige Gees van God, wat binne in hulle kom bly. God kom trek in, hy maak sy woning in hulle. Dis nie meer tempel en hulle moet gaan om te aanbid en koneksie met die Vader te hê nie. Die Vader trek in, sy volle persoonlike teenwoordigheid kom leef in die harte van sy mense. 40 dae later met Pinkster word die Gees weer uitgestort in so mate dat daar 'n fisiese simbool is van die Heilige Gees wat kom, en dit is nie meer 'n rookkolom wat brand in die tempel nie, dis 'n rookkolom wat brand bo die koppe van die mense, en die stelling wat God maak is, my woonplek is nie meer in die tempel, in aardse plekke nie, my woonplek is in die harte van die mense wat glo in my Seun. En deur die inwoning van die Heilige Gees, kom maak hy sy naam bekend. Kom maak hy die Vader se naam bekend, oor en oor en oor, en vanoggend as jy hier sit, en jy glo in die naam van Christus, en jy glo dat hy dood gegaan het vir jou, en 3 dae later weer asem gehaal het, en opgestaan uit die dood uit, en jou sonde in die graf gelos het, as jy dit glo, dan woon sy Gees in jou, jy hoef nie te wonder nie, ek sê dit vanoggend vir jou, dankie, dis 'n plesier, sy Gees is in jou, jy het nie 'n spesiale oomblik nodig nie. Ja, ons glo in die doping van die Heilige Gees, ons glo in die hervulling van die Heilige Gees, ons glo dit 100%, maar sy persoonlike teenwoordigheid is in jou. Jy bid nie meer uitwaarts nie, jy bid inwaarts. Hy's hier, hy's binne, daar's geen skeiding nie. En as gevolg van dit het jy toegang tot die persoonlike teenwoordigheid van Jesus wat die Vader se naam bekend maak aan jou. Jy het toegang. Jy moet dit hoor vanoggend. Jy het toegang. Jy het toegang tot verhouding. Dit was Jesus se gebed geweest, dat hulle 'n verhouding sal hê. So ek wil jou vra om saam met my te staan, want my vertroue vanoggend, kan ek jou vra om saam met my te staan? My vertroue vanoggend is dat ons vir Jesus kan hou op sy woord, as ek dit so kan sê. Ons gaan hom vertrou vanoggend. Hy het gesê hy sal aanhou om die Vader se naam bekend te maak. En al wat ons vanoggend gaan doen is sê, Vader, ja, doen dit. Vinnige storie voor ek klaar maak. Billy Graham, julle almal ken Billy Graham, groot evangelis van die vorige generasie. Was 'n storie van hoe hy sy bediening begin het. Hulle gaan besoek Martin Luther se huis, wat die groot hervormer was in die 16de eeu, wat teen die Katolieke kerk gedraai het en gesê, ouens, julle is besig om nonsens aan te jaag, Jesus wat julle verkeerd doen, en hy begin 'n reformatie van mense wat 'n persoonlike verhouding met Jesus kan begin hê. En Martin Luther in sy studeerkamer is daar 2 sulke gate in die vloer, sulke dibbets in die vloer, waar Martin Luther op sy knie gegaan het elke oggend om te bid. En Billy Graham is deel van 'n toergroep in Martin Luther se huis, en die toergroep beweeg aan en hulle besef hy is nie daar nie. En hulle gaan terug na die huis toe, en daar staan Billy Graham op sy knie in die dibbets waar Martin Luther gebid het, en die gebed wat hy bid is, do it again Lord, but this time use me. Do it again Lord, but this time use me. Dis al wat ons vanoggend doen. Vader, ons sê ja, gebruik my. Ek sê ja, Vader, kom maak u naam bekend aan my. U dit beloof, en ek sê ja, kom maak u naam bekend aan my. So ek gaan vir jou bid en ons gaan worship, en wat ek vir jou wil vra is om net die Here te sê, Vader, maak u naam bekend aan my. Maak die Vader bekend aan my. Kom groei my verhouding met u. Kom ontmoet my net waar ek is. Kan ons dit doen? Kan ons dit doen? Kom ons bid. Vader, dankie. Dankie dat ons toegang het. Dankie dat u die prys kom betaal het, dat ons nie hoef skeiding te beleef met u nie, Vader. Dankie, Vader, dat ons net kan sê, ja, Vader, ons aanvaar die belofte wat u gemaak het, om u naam aanhou te bekend maak aan ons, Vader. Ons kom sê ja. En ek bid vir elke hart, elke gedagte, Vader, wat nou gaan gebeur hier, Vader, ek kom bid vir sensitiwiteit van die Gees, kom maak die oë van ons harte oop om u realiteit te sien, Vader. Kom bou ons verhouding met u, kom maak die naam van die Vader bekend. Ons prys u.
1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy forever. We have been forgiven, we have been redeemed. So sing the song of ages to the Lamb. And now we walk in freedom, and now we bear His name. So sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. You will always be. Holy forever. Corneille het beleef in hierdie oomblik dat al mense is en dan gaan jy vra om braaf te wees in hierdie oomblik en dan gaan die res van julle vra om ook braaf te wees saam met my. Wat beleef in hierdie oomblik dat hierdie is te goed om waar te wees. Hy praat nie oor my nie
ek moet eers goed genoeg wees, ek moet eers goed genoeg doen, ek moet eers myself skoonmaak of ophou met hierdie ding vir hierdie om waar te wees vir my. En ek wil vir jou direk kom sê, jy mis dit. Hierdie is vir jou. So lief het God die wêreld gehad voordat hulle enigiets gedoen het. So lief het God die wêreld gehad voordat hulle self kon skoonmaak, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat hulle ewige lewe mag hê. So wat ek wil vra is, as dit jy is, as jy in hierdie oomblik beleef, wow, Kobus, daai is ek. Kan ek jou vra om braaf te wees en net jou hand op te lig vir my? Dankie, daar is iemand. As jy naby iemand staan wat 'n hand op het, kan ek jou vra om 'n hand op hulle te lê? Kom ons beleef eenheid. Hou net julle hande vir my op asseblief. Kan ek vra, daar is iemand daar agter, net 'n paar mans daar, kom omring asseblief. Hierso voor is iemand, as ek 'n paar dames kan vra om net hier te omring. Baie dankie. Nog enige iemand? Hierdie is amazing. This is incredible. Hierdie is eenheid. Hierdie is kerk. Nog iemand? Te goed om waar te wees. Nie vir my nie, ek moet eers myself uitsort. Net soos wat ons staan, kan ek julle vra om net vir hulle in te tree, ons gaan vir hulle bid. Kan ek die res van julle vra om net te draai en jou hand net te draai na hierdie twee mense, is albei hier in die ry. Ons steek dit 'n hand uit en ons bid. Vader, dankie dat U vir hulle dood gegaan het. Jesus, dankie dat U kruis toe sou gaan, al was hulle die enigste twee mense op aarde. Heilige Gees, ek wil kom bid dat U vir hulle kom wys in hierdie oomblik, dit wat ek nooit vir hulle kan wys nie. Dat hulle sonde weggeneem is. Dat hulle sonde gestraf is in U liggaam. En as gevolg van U bloed en U dood en U opstanding, Vader, dat hulle opgestaan tot nuwe lewe, as gevolg van wat U gedoen het, nie wat hulle doen nie, Vader. En ek kom bid, Heilige Gees, in hierdie oomblik, kom oorweldig hulle met U liefde en aanvaarding, Vader. Ek beleef sommer, ekskuus, ek het jou naam vergeet, wat agter staan, meneer, maar ek beleef hierdie prentjie van, ek het dit gister met my seentjie gedoen, my seentjie rebelleer teen my en hy stout. En ek het hierdie oomblik as 'n aardse pa, 'n gebroke aardse pa, en ek hou vir Ezra net vas. En ek beleef vir die Here jy voel dalk rebellieus teen hom en asof jy verkeerd gedoen het, maar ek beleef vir die Vader in dit, jou net kom omhels met sy liefde, en net kom sê, ek is so vrek, ek sal enigiets doen vir jou. Ek het alles gedoen vir jou. So Vader, ek bid dat U hom net kom oorweldig met U liefde in hierdie oomblik, Vader. Dankie Vader vir wat U vir hom gedoen het, dat U al die werk gedoen het. Ons prys U. Ek wil 'n laaste kans gee, of enige iemand anders. Enige iemand. OK. Ons prys U Vader. Amen. Amen. Jy is welkom om jou sitplek in te neem. Ons kan die Ek onthou my doop baie goed. Vir my was die doop 'n oomblik van radikale gehoorsaamheid aan Jesus. Jesus wat in my plek kruis toe gegaan het en saam met hom het hy my sonde en gebrokenheid saam met hom gevat. My doop was vir my 'n verklaring van die feit dat ek glo dat 3 dae later toe hy opstaan, het ek saam met hom opgestaan tot 'n nuwe en beter lewe. So as jy enige vrae het oor die doop, wil ek jou persoonlik uitnooi om jou naam op te skryf om ons doopgesprek by te woon. Ons sal so graag wil hoor wat sê jy en dalk 'n bietjie van ons gedagtes met jou te deel. So ek hoop regtig om jou daar te sien.
Kan ons net die Here 'n hande klap gee? Vir daai oomblik. Ek besef in die oomblik ek moet vir daai gee. Ek het te veel gehuil. So is 'n lang oomblik gewees. Maar dankie vir die gehoorsaamheid. So ek wil julle herinner eintlik as hierdie boodskap jou getref het en die oomblik wat ons nou fasiliteer het jou getref. Volgende Vrydag is 'n goeie Vrydag. Amen. Elke Vrydag is goed, maar hierdie ene is 'n goeie Vrydag. En hierdie Vrydag se boodskap is spesifiek vir jou. Dis spesifiek vir almal, maar ek wil julle herinner, ons is hierso Vrydagoggend 8:00 in die Afrikaanse diens en ons celebrate dat ons tweede diens Engels sal wees vir hierdie Vrydag, want wie van julle wat nie weet nie, ons het aandienste ook wat Engels is en ons Engelse community groei ongelooflik goed en ons wil geleentheid gee vir hulle ook om 'n goeie Vrydag te beleef in Engels. Ek besef ook, dit is lang naweek, baie mense het reeds planne om weg te gaan, maar ek wil jou uitdaag, as jy nie hierso is nie, kry iemand hierso in jou plek. Daar's mense wat hierdie boodskap moet hoor. Dan, soos wat Kobus ook mooi gesê het, die Sunrise Service, so net interessant, hierdie is 'n 60-jarige ou tradisie. Dis al 60 jaar deel van hierdie Randburg community en dit is ongelooflik goed. Laas jaar was ons tussen 800 en 1000 mense wat bymekaar gekom het. Baie duidelik wil ek vir jou sê, dit is 6:00 die oggend, dit is 'n sunrise service vir die rede. Soos wat die sun rise die sun. Dit is wat mense celebrate. Net sodat jy dit kan onthou. Dankie. En ek wil ook vir jou sê, dit is nie by ons nie. As jy 6:00 hier opdaag, ook great, ons dienste begin bietjie later, so jy gaan net regtig vroeg wees. Jy is ook welkom hierso, maar net met dit, ons gaan nie net daartoe nie, ons het ons eie dienste ook hierso. Want ons besef, Paasnaweek is geleenthede waar mense vir die eerste keer weer kerk probeer. Die eerste keer dalk 'n kerk soek en ons wil vir hulle spasie gee om deel te wees. So, Sunrise Service 6:00 tot 7:00, wees asseblief vroeg daar, daar's baie mense. En dan van normale tyd wat ons dienste is, 8:00 en 9:30, altyd Afrikaanse dienste, en dan ons aanddiens weer 6:00. So, dat ons net weer normaal aangaan vir dit. Dan wil ek julle herinner ook, ons het nou vinnig in die video genoem, daar's doopsondag, volgende Sondag, met opstandingssondag het ons 'n doop. Wat 'n beter geleentheid is daar nie om saam met die Vader op te staan en te vereenselwig en sê, maar soos wat hy opgestaan het, staan ek ook uit die dood uit, van die vlees af in die gees na spasie. So as jy wil gedoop word, volgende Sondag het ons vanmiddag 'n doopgesprek. So ontmoet my direk na die diens hierso, gaan ek by die Join the Mission stasie wees om jou daar ook te ontmoet. En met dit het ons die Join the Mission stasie hier buite. As jy volgende nuut is vir die eerste keer en jy wil bietjie vra waartoe wees ons en waartoe beweeg ons, julle is welkom om my Corneille, hallo, daar buite te ontmoet. Ek sal jou graag daarso wil kry. Dan het ons ook lekker community, soos wat jy uitbeweeg. Moenie vergeet dat ons is, we're not a church with groups, we're a church of groups. So groepe is ongelooflik belangrik vir ons, community is belangrik vir ons. So soos jy uitbeweeg, gaan kyk op ons community muur, daar is geleentheid om deel te wees van 'n spasie. Dan is ons besig met die 5 geseëndhede rondom gee. Ons herhaal hierdie elke liewe Sondag, want jy sal nie glo nie, maar vir enige gewoonte om te realiseer is repetition key. So ons wil vrygewigheid 'n gesindheid maak. Ons wil vrygewigheid 'n gewoonte maak. Nie net in jou lewe nie, maar ons lewe ook. En daarom is ons besig nog steeds met hierdie proses. En ons is in week 3 gehoorsaamheid. En ons vra elke Sondag en ons sê elke Sondag, dit is die Here se hart en dit is hoekom ons dit doen. Maar ek wil vir oomblik pause op dit en vir jou sê, as jy hierso is vanoggend en jy gee gehoorsaam, wil ek jou honor volgend. Ek wil vir jou ongelooflik dankie sê dat jy ingekoop is in God se plan vir Doxedale Linden, maar ook hierdie omgewing. Dis as vol van jou gehoorsaamheid waar ons volgende generasies kan bereik, waar ons in skole kan inklim en mense kan vertel van wie Jesus is, sodat hulle goeie Vrydag en opstandingssondag kan beleef. So as jy wil deel wees van hierdie gehoorsaamheid, jy sien nou so 'n koevert op julle stoel, nog 'n oomblik net in julle hande vat en sê, Here, maar dalk is hierdie die eerste tree van gehoorsaamheid vir wat U wil kom doen. Jy sal nie glo nie, hy kan baie meer doen met wat in jou hande is, as wat jy kan doen wat in jou hande is. Daar is besonderhede hoe jy kan gee online of elektronies, en as jy kontant het, kan jy ook in die koeverte sit en in daai oranje boksies sit, soos wat ons uitbeweeg.
soos wat ons uitbeweeg is daar lekker Lunas, dit is vir ons so lekker om local organisasies te kan ondersteun, so kom ons ondersteun hulle, lekker koffie daarso, en Supercalifragilistic ook hierso. Ek sê altyd, die supercal staan nie vir supercalories nie, dit is supercalicious. Weet nie of hy helemaal werk nie, maar gaan nou net met dit, maar dit is net weer lekker organisasie wat local is, wat net oor kan die pad is, wat ons kan ondersteun. En tot my kennis het hulle ook forums wat jy kan invul as jy hotcross bands wil hê. Weet nie van jou nie, maar ek glo dit kom van die Here af. So julle is welkom om met hulle ook daar te kuier en daar ook te gesels. Maar baie belangrik, soos wat ons uitbeweeg en community beleef en lekker kuier, as die Here iets kom losmaak het in jou hart, of daar's iets waarvoor jy gebed wil hê, Kobus en die gebedspan gaan hierso voor links wees, wat graag in gebed saam met jou wil tree. Hê geseënde Sondag verder, lekker kuier, sien julle ook volgende Vrydag.